Goeiemôre, Sunny Bonani. Dis tyd vir nuus met 'n nutshell met julle favourite, Frisky Mariski. Wat ek maak nie so lekker klink. Jy sal dink is kindernuus. Nuus in 'n nutshell word geborg deur Holle Afrika se Klap Mel. My link is in my TikTok bio. Speel responsibly en geniet jouself jou rowwe bliksem. Let's go. So julle in die nuus onlangs wat my aandag getrek het, was ons goeie pelle, Piet en Mel Viljoen. Ja, die is van Tammy Taylor. En hulle het onlangs na Amerika, die US of A verhuis, en nou doen hulle updates en kom ons met seker maar vlog oor hulle struggle as 'n South African. Kom ek wys julle 'n bietjie. So in 'n interview op hulle Facebookblad, interview Mel vir Piet. En die interview skop af waar sy vra, wat was die laaste strooi wat hulle as 'n paartjie laat verhuis het? Okay? En dit het eersins het hulle afgeskop met hulle het 'n verskriklike inbraak op hulle privaatheid gehad. Mense daag op met gewere by hulle kantore, okay? En dreig hulle. Ons gaan julle vermoor. Julle moet julle besigheid oorteken aan 3, 2, 1. Julius Malema. En dan is daar sulke pop-up images of video footage, maar ek het ook gesien daar is 'n sekere TikToker wat graag oor nuus berig wat gequestion het of hierdie footage wat Mel en Piet in hulle interview in werk actual footage is by hulle kantore en wat die omstandighede daarvan is. Ook apparently is dit baie ou footage. So Exhibit A, Exhibit B. En dan gepraat van Julius Malema. Ek kon sweer, daar was 'n voeltjie wat gefluit het, dat die voormalige polisieminister, onthou julle vir meneer Bekkie Cele, dat hy en sy vrou gereelde Tammy Taylor customers was. Of was dit nie so nie? En dan gaan hulle aan om te sê die media wil dit nie hoor nie. Hulle het bewyse daarvan en die media ignoreer hulle net. Ek het al gevra. Ek het al meer as 1 keer gevra. Dan verwys Piet na een van hulle vorige kliënte wat 'n salon by hulle gekoop het of whatever en hy noem haar Lebo Gang bekots myself. Jy sien Piet? Maar ek dog ons is groot mense, dis moes nou nie meer kleuters kon nie. Sjoe, is dit nou hoe ons met dinge deel? Mense se name en vanne. Anyways, maar die storie gaan aan. Hy verduidelik dan een of ander verduideliking van die hof en die regter en 2 hofbevelle, maar wat vir my interessant is hy het gesê die regter teken 2 bevelle en hierdie goed, referring na die regter as goed, is nie opgelei om sake te beslis nie. Piet, that's rich coming from someone that was debarred. En dan spring hulle op die AfriForum bandwagon. Love julle AfriForum, maar nie applicable hier nie. Hulle sê, hulle het agtergekom, nadat hulle al die interviews gekyk het, praat bietjie oor Trump, love name dropping, nou sê hulle het agtergekom, hulle eiendomme is niks werd nie, dit kan net van jou weggevat word, en dan gebruik hulle hierdie woorde. Die wit en hulle dreig om die wit mense te vermoor. Ek dink die liedjie is Kill the Boer, Kill the Farmer, nie Kill the White Person in Woodlands nie, of Silver Lakes. Ek het hierheen ook baie geniet. Die ANC, submission is socialism, okay? Mens hoef nie te sit met die abuse aan swart mense nie. Okay, maar by ons huis opdaag en ons kantore met AK's, okay, en teen ons koppe hou. Okay, natuurlijk. Mel het gesê, hierdie aanval op hulle het haar angstig gemaak en sy was nie meer gelukkig om in Suid-Afrika te lewe nie en ons kan dit seker maar verstaan.
Maurice word dit weer lekker juicy raak. Dan sê Mau, hulle sou al lankal USA toe gaan het as Trump hulle vroeër genooi het. En daai quote, ons wil nie hier as ongenooide gaste hier aankom nie. En dan sê Piet, hulle wil nie ongenooid aankom, soos wat die swart mense met die Khoisans gemaak het nie. Goodness me, Piet, waarmee is jy besig, Chommy? En dan sê hulle, hulle het alles verkoop in Suid-Afrika. Hulle het dit stilletjies gedoen, want hulle wou nie gehad het die mense moet dink, hulle vlug. Ja, Chuck, hulle het nie dit gesê nie. Hulle wou nie gehad het mense moet dink, hulle is finansiëel in die moeilikheid nie. En dan sê Mal, dis verskriklik lekker in Florida, waar hulle daar in die USA bly. Dit lyk lekker, Mal. Ek gaan nie vir jou jok nie. En as jy dink, Piet, het jy nou al geskok, het jy nog niks gesien nie, want dan gaan hy aan om te sê, hy haat swart mense van Suid-Afrika. Okay, en vergelyk dit met hoe 'n kind groot man sou gehaat het as hy gemolesteer was. Hulle sê ons is nou teen swart mense en wat nou daarvan? Ja, ek het baie sterk uit die blokke uitgekom en ek hou goed by stuk dat ek haat swart mense in Suid-Afrika. Net soveel as wat kind wat gemolesteer is deur grootmans haat. Wat vir my baie vreemd is dat toe Mel en Piet in Suid-Afrika hulle Tammy Taylor brand gepush het, was hulle die eerstes wat gebrag het dat hulle soveel swart mense employ, soveel swart dames empower. I think they were building a brand with it, as ek dit nie verkeerd het nie. So is my baie vreemd dat hulle skielik kan draai. Even mal hulle sê, jy weet, hulle was moeg vir die swart mense wat hulle aanval in die mob justice. Girlfriend, weet jy wat mob justice is? Kom ek verduidelik gou vir jou. Mob justice is soos in die township. As hulle iemand vang, iemand sleg doen, kom ons sê steal, rape, whatever, dan gaan die community en vat justice in hulle eie hande, nee. Aanvang hulle die persoon, hulle moer hom, hulle gooi 'n taier om sy nek, hulle steek dit aan die brand en mense noem dit necklacing. Dit is 'n baie eenvoudige explanation van mob justice, maar wat met julle gebeur het was nie mob justice nie. Want dan sê julle nie gelewe het nie. En julle bly nie in die kassie nie. En nee, dan wrong word. Nie net het Piet obviously die regstelsel en als in Suid-Afrika gebash nie. Hy sê die regstelsel was 'n sirkus en die regters is almal narre. En toe sê dat daar in die FSA, nie net het hy regspan nie, maar hy is klaar geapprove om die bar exam of something te skryf. You go, Piet, laat weet ons wanneer jy daai ding pas, né? Dan kan jy so met Kim Kardashian team up en jy kan soos 'n Hollywood ding doen. Maar as jy gedink het dit stop daar, glad nie. Hulle gaan agter die Hawks aan, hulle name drop, hulle praat van Shadrack Sabia en even die ene Mike Bolhuis, aka wat hulle noem Johnny Bravo. And they were going for Mr. Bolhuis. Ons het even 'n oomblik waar Piet vertel hoekom hy gedisbaar is in Suid-Afrika. En dis nou weer waar hy die hele Jeff Radebe insleep. En ons hoor even dat Carte Blanche nie die guts het om sy storie te vertel nie. En dat hulle nie waves wou maak nie. Ek sê nie iets waarvan ek nie kwitansiestrokies van het nie. Also known as, I come with receipts, sê Piet. En dan gaan hulle vir Mike Bolhuis en sleep sommer vir kyk net. En hulle sê Mike Johnny Bravo die dom fok. Ondersoek ons al vir 8 jaar en kon nog niks kry nie. En dan sê hulle plaas vra Mike vir kyk net vir sy nommer. Hulle sê Mike is 'n knocker en 'n scammer. En dan gaan hulle so ver om te sê die enigste rede hoekom dit daar nie oor berig word in die media nie, is dat Mike is Rian se neefie. What the fuck? Hulle sê Mike nok sy kliënte totdat hulle droog is en dan draai op hulle en dan name drop hy weer. En sê soos, wait for it, Louis Liebenberg. Yo, hierdie was 'n sakkie vol name gewees. And then they ended off by saying that Mike moet 'n matriek kry. Want hulle sê hy het net standaard 7 op sy naam en hy het klein pouse by die skool uitgeglip. Joh,
Nee. Hoe oud is hierdie mense nou weer? Is hulle prokureurs? Is hulle besigheidsmense? Okay. Hierdie mense laat actually die mense op TikTok nie so bad like nie en julle weet hoe wild gaan dit daar. So long story short. Peter Miljoen living la vida loca daar in Amerika as 'n refugee wat bang is in Suid-Afrika. En I think this is a developing story. So, catch my weer van Nies in a nutshell. Met Frisky Mariski. In 'n hemelsnaam, like, share, comment, subscribe en alles. Bye!